Hallo almal, baie welkom by hierdie week se episode. 'n Nuwe seisoen is hier. Dit word baie vinniger donker in die aande en die son kom heelwat later op in die oggende. Ek is mal oor 'n nuwe seisoen, want dit is 'n geleentheid om met nuwe klere te speel. In vandag se episode wil ek vir julle 'n herfsgrimeer voorkoms wys. Meeste van my grimering is al reeds gedoen, so ek gaan net fokus op die oë. 'n Klein bietjie concealer gaan seker maak dat jou oogskadu langer aanbly. Ek gaan hier die dig borsel gebruik om dit te versag. Daarna gaan ek die ligte bruin oogskadu slegs in die waai van my oë gebruik. As jy hooded oë het, kan jy effens hoër gaan met dieselfde ligte bruin oogskadu. Met 'n kleiner borsel gaan ek die donkergroen oogskadu op my ooglid aanwend. Ek druk die kleur op want ek wil die meeste pigment op my ooglid hou. Met jou blending borsel kan jy liggies die harde lyne versag tussen jou ooglid en die waai van jou oë. Wees net versigtig dat jy nie op jou ooglid werk nie. Nou vir die onderoë. Ek gebruik 'n klein borsel en hoekel die donkergroen kleur onder my wimpers. Dit gaan die hele ooggrimering bymekaar bring. Ek het 'n groen oogpotlood in my tas gevind, so ek gaan dit aanwend op my waterlyn. In plaas van 'n vloeibare oogomlyner, gaan ek 'n swart oogpotlood aanwend op my boonste ooglid. Ek gaan net my borsel gebruik om die lyntjie effens te versag. Jy kan ook 'n oorstokkie gebruik. Kom ons sit 'n laagie mascara op my boonste en onderste wimpers. Nadat jy mascara opgesit het, kan jy jou oë net so los. Maar as jy wil leer hoe om vals wimpers aan te sit, kyk mooi. Ek hou nie van 'n vals wimper wat 'n dik band op het nie, want dit is te swaar vir jou oë. Hier kan julle sien daar is nie 'n band nie en dit gaan so lig voel op jou oë. Jy moet eers die vals wimper meet volgens jou oog en as dit te lank is, kan jy 'n klein stukkie afsny by die buitekant stootjie. Nou dat die vals wimper gemeet is, kan ons die gom aanwend en dit word net op die band aangewend. Jy hoef nie baie gom op te sit nie. Ek gebruik die gom want as dit droog word, is dit swart. Ek gaan my tweezer gebruik of jy kan jou vingers gebruik. Die maklikste is om af te kyk in 'n spieël, so hou jou ken reguit en kyk net af met jou oë. Nou kan jy die vals wimper van bo af laat rus op jou eie wimpers en die gom sal plak teen jou ooglid. Ek gebruik die tweezer om die vals wimper te skuif so naby as moontlik aan my eie wimpers. En dan gebruik ek my vingers om seker te maak dit is vas. Dit is so maklik soos dit. Die wimpers moet jy afhaal wanneer jy jou grimering afhaal in die aand. En as jy wil, kan jy dit môre weer aansit. As jy voel jou onderoë het bietjie lewe nodig na die oogskadu, kan jy dieselfde concealer gebruik as wat ons voorheen gebruik het en dit aanwend onder jou oë. Dan gebruik ek my sponsie om dit te versag en te versprei. Ek wil my lippe sag en neutraal hou. Kom ons wend die lipglans aan. Wat dink julle? Sal julle die ooggrimering dra vir die dag of net vir 'n aandfunksie? Persoonlik voel ek dat jy die ooggrimering kan gebruik vir die dag en nag. Ek hoop julle het hierdie week se episode geniet saam met my. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Makeup by Annelies. En voordat ek vergeet, loer gerus in volgende week want ons gaan iets opwindend uitspeel. Tot volgende week, totsiens.